As daar nou een mens in die Bybel is met wie ek nie so moeilikheid soek nie, dan is dit nou Samson. En tog lees ons hoe dat Samson sy hele lewe in mekaar val en hoe dat hy op 'n stadium hulpeloos, swakkeling, blind is, vasgebind is in die gevangenis. Samson se verhaal in die Bybel is seker vir my een van die mees tragiese, maar ook aangrypendste verhale ooit. Samson se naam beteken sonkind, kind van die son. Samson is van voor sy geboorte is hy geroep om sy hele lewe aan God oor te gee en vir sy God te leef. Daarom is daar ook sekere reëls wat in daardie Ou Testamentiese tyd wat Samson en sy ouers moes nakom. Hulle het hom 'n Nasareer genoem. Dit het beteken 3 dinge wat Samson nooit mag gedoen het nie. Hy mag nooit aan 'n liggaam, 'n dooie mens, 'n dooie liggaam geraak het nie. Hy mag nooit enige sterk drank, alkoholiese drank gebruik het nie, en hy mag nie sy hare geskeer het nie. Die 3 dinge het van hom dan 'n Nasareer gemaak, afgesonder vir die Here. Nou, ons weet hoe dat Samson uiteindelik tot 'n val gekom het, toe hy vir Delila so vertrou het en so lief gehad het en so begeer en bemin het, dat hy sy geheim aan haar vertel het, naamlik dat sy krag in sy hare lê, en toe sny sy hare af, en toe die Filistyne inkom om hom te kom gryp, het ou Samson gedink, hy gaan soos altyd almal net pap slaan, vernietig, onderste bo beslaan en skop en doodmaak en te kere gaan. Maar dan staan daai tragiese vers daar, behalwe van sy hare wat nou kort was, staan daar in Rigter 16 vers 20, Samson het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Dat die Here hom verlaat het nie, en toe is hy swak, toe het hy geen krag nie. So sy hare was nooit sy krag nie, sy hare was net die simbool, een van die tekens van God se krag in sy lewe. En toe hy daai simboliek prys gegee het, toe hy dit oorboord gegooi het, toe die Here hom op daai stadium verlaat, en was hy 'n swakkeling, en sou ek miskien vir hom op daai stadium kans gesien het. Die Filistyne was nog steeds baie versigtig. Hulle bind vir hom met 'n paar bronskettinge, net om seker te maak dat hierdie man in die verlede wat soveel kettinge gebreek het, dit nie sommer weer gaan regkry nie. Maar Samson was nou verswak en in die gevangenis. En by die koop toe steek hulle nog sy oë ook uit. Dink jy aan sy situasie aan? Hierdie man vir wie die wêreld op 'n stadium hande geklap het. Hierdie man wat die wêreld eenvoudig bewonder het. Hierdie untouchable, unbreakable mens is nou blind, sy oë is uitgesteek sodat hy nie kan sien hoe om te ontsnap uit die tronk uit nie. Hy is ook blind sodat hy magteloos is, hulpeloos is, sodat hy niks rondom hom kan waarneem nie. Hy is vasgebind, hy is in 'n gevangenis waar hy nooit sou gekom het nie, en hy moet elke dag die meel draai. Dit was die laagste vorm van arbeid wat daardie tyd vir enige mens bestaan het. Diere het dit gedoen, veroordeelde gevangenes het dit gedoen. So Samson is heeltemal totaal en al verneder, teen die grond gegooi, in 'n situasie waarin ek en jy nooit sal wil wees nie. Maar miskien is of was jy al in so 'n situasie, dat jy voel, die lewe het vir jou uitsigloos geraak, soos wat dit vir Samson was. Fisies was hy blind, hy kon nie meer sien nie, hy was in 'n gevangenis, hy's geen uitkoms vir hom nie. Elke dag al in die ronde, dis wat sy lewe bestaan het. 'n Donker, blinde lewe, hulpeloos, al in die ronde, 'n sirkelgang wat nêrens heen lei nie. Dit moet verskriklik wees om so te moet voel en so te lewe. Wel, ek en jy kan fisies dalk in so 'n situasie kom. Ons kan emosioneel, geestelik in so 'n situasie kom, dat ons voel, daar's vir ons geen hoop, geen uitsig meer nie. Ons is gebind, en dit is alles as gevolg van ons
eie besluite. Ons kan mense kwaadlik neem, ons kan die Delillas in ons lewe kwaadlik neem, ons kan die Filistyne in ons lewe kwaadlik neem, ons kan ewen vir God kwaadlik neem, omdat hy vir ons verlaat het, soos wat hy vir Samson daar verlaat het. Maar eintlik was hierdie situasie alles te doen deur Samson sy eie optrede, sy eie verkeerde besluite. Het jy nog nooit in jou lewe verkeerde besluite geneem nie? Verkeerde besluite wat vir jou onomkeerbaar was, waaroor jy miskien bitter jammer was, spyt was, maar jy kan nooit weer teruggaan nie, jy kan nooit weer regmaak nie. Sulke dinge laat 'n mens soms dan sekerlik in so 'n donker put van 'n gevangenis beland, en ek hoop nie jy lewe op die oomblik daarin nie, ek hoop jy kom ooit in so 'n situasie nie. Partykeer lyk dit mos asof die lewe aangaan met ons, almal geniet die lewe, hulle lag en gesels en doen dinge, hulle bereik nog steeds sukses in die lewe, maar hier innerlik, hier binnekant, voel hulle so Samson in daai gevangenis. Dis seker 'n vorm van depressie ook, waar ek glad nie meer enige sin in die lewe sien nie, geen vreugdes meer het nie. Ek probeer my baie keer indink, wat het daar in die gevangenis in Samson se hart omgegaan. Ek glo nogal dat hy 'n bietjie selfondersoek gedoen het, dat hy gedink het oor al die dinge, dat hy berou gehad het, dat hy gebid het, dat hy bely het. Want toe sy hare weer stilletjies groei, en die Filistyne let dit nie op nie. Hulle is te besig om hom 'n bespotting van hom te maak. Hulle vertrap hom verder. Hulle dink hierdie ou is nou onder. Hy's nou klaar met die lewe. Soos wat mense dikwels doen wanneer iemand dan van 'n troon afgestamp is, wanneer iemand gefaal het, wanneer iemand in die grond is. Ja, baie mense hou daarvan om dan juis op persone te trap, om hulle verder te vertrap, want op daai manier verhef hulle self eintlik. Maar ek dink in daai situasie was Samson so baie klappe gekry het, kon hy dieper in daai donker gat ingesak het. Maar die feit dat hy op 'n stadium sê, Here, gee my nog net een keer krag, wys vir my dat hy berou gehad het, dat hy gesê het, Here, ek kan nie teruggaan nie, ek kan nie gaan regmaak nie, maar ek kan nou, vir hierdie oomblik, kan ek nog vir u die Nasareër wees, kan ek nog groot dinge vir u doen. Sy hare het begin groei, simbolies van sy krag wat weer begin groei het, sy vertroue in God, God wat hom nooit verlaat het nie. Wie jy, die Here God verlaat jou nooit, al is jy in die diepste gevangenis, in die diepste put, in die diepste depressie, en al is dit alles deur jou eie toedoen, al het jy dan gekom tot by die punt waar jy besef, dis eintlik alles jou eie toedoen, dis eintlik alles jou eie verkeerde besluite, willens en wetens, nie na raad geluister het nie, willens en wetens, jou lewe, jou toekoms, jou geliefdes, almal op die spel gesit het, maar dat God dan nie vir 'n mens verlaat nie. Mense verlaat jou, ander, jou vyand vertrap jou, wil jou verder vernietig sien. Nie God nie. Ek wil dan vandag vir jou net herinner daaraan, as jy ooit 'n Samson in jou lewe was, en jy beland in so 'n put, so 'n val, 'n vernedering, God is daar. Stilletjies groei Samson se hare. Nie net sy hare nie, sy geloof weer, sy selfbeeld, sy vertroue. Uiteindelik toe hy tussen daai twee pilare gaan staan van die tempel, terwyl al die Filistyne so hulle god Dagon en Bacchus en al die gode aanbid, toe moes hy nog steeds 'n vernedering deurgaan deur vir 'n seentjie te vra, vat my net na die pilare toe. Hy kan dit nie self doen nie, hy is hulpeloos. So selfs wanneer jy vir 'n kind moet vra, vat my net ergens heen asseblief, help my net. Daar kan nog steeds dan ongelooflik baie krag in jou lê. Ek wil jou vandag kom verseker, dat as jy sal toelaat, in watter put jy ooit beland, as jy sal toelaat dat jou hare weer groei, simbolies gesien, dat jou geloof, jou vertroue, jou vernuwing weer groei, God daar by jou is, tesame in daai donker put, gee hy weer vir jou krag, groei dit stilletjies, gee dit net tyd, moenie haastig wees nie, gee dit tyd, dat mense maar nog steeds dink jy's onder, dat mense jou maar vertrap, dat hulle maar dink wat hulle wil. Jy is besig om sterker te word. Al die dinge wat hulle aan jou doen, maak jou eintlik stilletjies, stukkie vir stukkie, net sterker en sterker. Moenie verder in die put inval nie.
Moenie dink jy gaan vir ewig in so gevangenis sit nie. Al moet jou lewe dan al om en om soos ou Samson om die muur gaan. Daar kom weer 'n dag van opstaan, 'n dag van losbreek. Mag God dan vir jou, waar jy ook al is vandag, stilletjies jou krag, jou hare weer laat groei. Nie die fisiese hare nie, maar die teken en die bewys. Samson, sien jy soos wat jou hare groei? Ek is by jou. Jou krag groei weer. Hierdie is nie die einde nie. Jy gaan weer opstaan. Glo God vandag daarvoor. Jy gaan weer opstaan. Al is dit ook amper aan die einde van jou lewe. Al is daar nie meer baie lewe oor nie, tyd nie. Jy gaan weer opstaan. Moet nooit verloor nie.